Jy kan die woord van die Here saam met my oopmaak by Handelinge hoofstuk 14. Handelinge die 14de hoofstuk. En ons gaan daar lees vanaf vers 1. Gaan vir ons voor. En op dieselfde wyse het hulle in Ikonium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gepreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehits en verbitter. Hulle het toe 'n geruime tyd daardeur gebring en vrymoediglik gespreek in die Here, wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het, deur te beskik dat tekens en deur hulle hande plaasvind. En die menigte van die stad was verdeeld, en sommige het met die Jode en ander met die apostels saamgegaan. Maar toe daar onder die heidene en ook onder die Jode saam met hulle owerstes 'n beweging ontstaan het om hulle te mishandel en te stenig, het hulle dit gewaar geword en gevlug na die streke van Likaonië, Lystra, Derbe en die omstreke. En daar het hulle die evangelie verkondig. En in Lystra het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, krepeel van sy geboorte af, en hy het nooit geloop nie. Hy het geluister terwyl Paulus spreek. En Paulus het die oë op hom gehou, en toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word, met 'n groot stem gesê, "Staan regop op jou voete." En hy het opgespring en begin rondloop. En toe die skare sien wat Paulus gedoen het, verhef hulle hul stem en sê in Likaonies, "Die gode het soos mense geword en neergedaal na ons toe." En hulle het vir Barnabas Jupiter genoem en vir Paulus Mercurius, omdat hy die woordvoerder was. En die priester van Jupiter, wie se tempel voor hulle stad was, het stiere en kraanse na die poorte gebring en wou saam met die skare offer. Maar toe die apostels Barnabas en Paulus dit hoor, het hulle hul klere geskeur en onder die skare ingespring en geroep en gesê, "Manne, waarom doen julle hierdie dinge? Ons is net sulke mense soos julle en ons verkondig die evangelie dat julle jul van hierdie nietige dinge moet bekeer tot die lewende God, wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het. Hy het in die tye wat verby is toegelaat dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. Al het hy homself nie onbetuig gelaat nie, deur goed te doen, van die hemel vir ons reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Selfs met hierdie woorde het hulle hom met moeite die skare verhinder om aan hulle te offer. Maar daar het Jode van Antiochië en Ikonium aangekom en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Maar toe die disippels om hom ring, het hy opgestaan en in die stad gekom en die volgende dag saam met Barnabas na Derbe vertrek. En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het hulle teruggegaan na Lystra en Ikonium en Antiochië. En die siele van die disippels versterk, en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, "Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan." En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies, en hulle, na gebed en vas, opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Toe gaan hulle deur Pisidië en kom in Pamfilië, en nadat hulle die woord in Perge verkondig het hulle afgegaan na Atalië en van daar het hulle weggevaar na Antiochië, waar hulle aan die genade van God opgedra was vir die werk wat hulle volbring het. En toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. En hulle het daar by die disippels 'n geruime tyd deurgebring. Ons lees net tot sover in die onfeilbare woord van die Here. Kom ons sluit die oë, dan doen ons 'n gebed saam. Ons groot en almagtige Hemelse Vader, dankie dat ons as gemeente vanaand hier saam kan wees en in U huis vergader as 'n gemeente wat U liefhet.
Vader, dankie dat U ons veilig gebring het deur die dag en weer veilig gebring het om so vir 'n tweede maal hier ook by mekaar te wees. Vader, as ons maar net dink aan die lande daar buite wat nie die voorreg het wat ons het om 2 keer 'n dag of selfs 1 keer 'n dag in U huis in mekaar te kom nie. Omdat hulle vrees vir vervolging en selfs vir die dood, Vader, wil ons vir U dankie sê dat U ons nog die voorreg gun om dit te kan doen. Vader, ek wil kom vra dat U ook so met ons regering sal wees, waar ons weet dat hierdie land baie goddeloos geword het en baie keer wonder ons hoekom die land is waar hy is en hoekom ons so sukkel, Vader, maar dan moet ons onsself net herinner dat ons eintlik ver van U af is. Vader, ons regering is ver van U af, ons volk is ver van U af, ons mense is ver van U af. Ja, Vader, ons het 'n gedaante van godsaligheid. Ons sê dat ons gered is, maar eintlik weet ons diep binne dat ons nie is nie. Vader, ek wil ook kom bid vir die gemeente, Vader, die area waarin die gemeente is, en ek wil vra dat U herlewing sal stuur in hierdie area. Vader, U het dit al in die verlede gedoen, U het al groot herlewings in hierdie land gestuur, reg oor die wêreld gestuur, en daarom vra ons dat U dit hier ook kom doen. Vader, waar ons weet dat daar waar 2 of 3 in die naam vergader, daar is U, kan ons sien dat U min van ons is, Vader, maar ons is gelukkig meer as 3, so ons kan weet dat U hier is. Vader, ek wil ook so kom bid vir die boodskap, dat U dit in elke een van ons harte sal kom vaslaan, ook elkeen wat ingeskakel is. Vader, dat U daar sal wees en die boodskap ook so sal laat insink in elke een van ons harte. Vader, ek wil ook vra dat U nou na die tyd ons ook weer sal veilig verdaag en ons in die week ook so veilig hou, Vader, waar die wêreld daar buite boos is, dat U beskermende hand oor ons sal hou daar buite, sodat ons volgende week weer hier by mekaar kan kom om 'n boodskap uit U woord uit te ontvang. Vader, ek wil dit nie kom bid, maar as dit enigstens verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Vanaand, en dit is vers 7 wat ons saam gelees het, waar daar staan, en daar het hulle die evangelie verkondig, en vanuit hierdie teks van oordenking dan die tema, getroue evangeliste. Daar is 'n belangrike vraag wat ons vir onsself moet afvra, en dit is die vraag, hoe lyk ons getrouheid aan God, wanneer ons omstandighede verander? Nou, dit is maklik om van getrouheid te praat as daar vrug is, wanneer mense luister, wanneer daar bemoediging is, en wanneer die werk sigbaar voortgaan. Maar wanneer daar weerstand kom, wanneer mense nie wil luister nie, wanneer daar min of geen vrug sigbaar is nie, dan word die vraag baie skerper. Is ek nog getrou, wanneer gehoorsaamheid my iets kos? Dit is die werklikheid waarin Paulus en Barnabas in hierdie hoofstuk van Handelinge 14 staan. Hulle is besig met die werk vorentoe en waartoe die Here hulle geroep het. Hulle verkondig die evangelie, maar hulle doen dit nie in maklike of in veilige omstandighede nie. In Ikonium is daar mense wat glo, maar ook mense wat teen hulle opstaan. In Lystra sien hulle hoe God kragtig werk, maar hulle word misverstaan, verhef en uiteindelik word hulle ook vervolg. En tog bly die getuienis van hierdie hoofstuk staan in Handelinge 14 vers 7, waar ons nou net gesien het, daar staan, en daar het hulle die evangelie verkondig. Hierdie gedeelte wys vir ons hoe getroue evangeliste lyk. Nie mense wat net werk wanneer dit maklik is nie, maar mense wat bly staan in die roeping van God. En daarom kom hierdie gedeelte vandag na elke liewe gelowige toe met die vraag, hoe lyk jou getrouheid in die verkondiging van die evangelie?
Hierdie boodskap is maklik, omdat ons maklik getrouheid kan verwar met sukses. As mense luister, dan dink ons, maar die werk gaan goed. As mense nie luister nie, dan raak ons egter moedeloos. As daar vrug is, dan hou ons aan. As daar weerstand is, dan word ons stil. Maar Handelinge 14 leer ons dat getrouheid nie eers gemeet word aan die reaksie van mense nie, maar aan die gehoorsaamheid aan God. Die doel van hierdie boodskap is nie bloot om Paulus en Barnabas te bewonder nie, maar om jou eie lewe voor God te bring. Die vraag is nie net of hulle getrou was nie, maar of jy getrou is aan die roeping waartoe God jou geroep het. En die opdrag wat Christus aan sy kinders gegee het. Hierdie gedeelte wys vir ons dat getroue evangelisasie 'n volgehoue gehoorsaamheid is. Wanneer daar vrug is, wanneer daar weerstand is, wanneer gelowiges versterk moet word en wanneer God die oes gee. Ons gaan daarom na Handelinge 14 kyk deur enkele eienskappe van getroue evangeliste raak te sien. Hierdie eienskappe word nie op die teks afgedwing nie. Hulle kom uit die beweging van die hoofstuk self. Die eerste eienskap wat ons sien is dat getroue evangeliste getrou is in oorvloed en in tekort. Die eerste vers wat ons gelees het, sê die woorde: en op dieselfde wyse het hulle in Ikonium in die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. In hierdie eerste vers wat ons saam gelees het, sien ons hoe Paulus en Barnabas as 'n span doelbewus en konsekwent voortgaan met hul sendingwerk. Die woorde op dieselfde wyse wys dat hulle bediening nie bepaal word deur bye of omstandighede nie, maar deur 'n volgehoue gehoorsaamheid aan God. Hulle begin in die sinagoge, 'n plek waar mense reeds kennis van die skrif gehad het en dus ontvanklik sou wees vir hierdie boodskap. Hulle bediening bly egter nie daar nie, want vers 1 wys dat beide Jode en Grieke gelowig geword het. Dit beklemtoon dat die evangelie nie beperk is net tot een groep mense nie, maar dit is vir alle mense bedoel. Paulus bevestig dit ook in Romeine 1 vers 16, waar hy sê: ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Die effektiwiteit van hulle roeping lê nie in hulle vermoë nie. In 1 Korintiërs 2 vers 4 en 5 wys Paulus dat sy prediking nie op menslike wysheid berus het nie, maar op die werking van God se Gees en die krag wat hy gee. Sodat geloof nie op mense nie, maar op God sou rus. Maar hierdie getrouheid was nie beperk net tot tye van oorvloed nie. Wanneer daar baie mense tot geloof gekom het, het hulle aangehou, en wanneer daar min of geen reaksie was nie, of selfs teenstand was, het hulle ook aangehou. Selfs toe hulle in Lystra verkeerd verstaan is en vir gode gehou is, of toe Paulus gestenig is, het hulle nie onttrek nie. Hulle het voortgegaan in die roeping wat God hulle gegee het. Dieselfde patroon sien ons reeds in Handelinge 13. Toe die Jode hulle teenstaan en hulle woorde weerspreek, het Paulus en Barnabas nie teruggetrek nie, maar vrymoedig voortgegaan om die evangelie te verkondig. Hulle getrouheid was dus nie gekoppel aan die reaksie van mense nie, maar aan die opdrag van God. Soos Paulus en Barnabas word jy ook geroep om getrou te wees, ongeag die uitkoms. Die vraag is nie hoeveel mense reageer nie, maar of jy gehoorsaam is.
Jy moet die evangelie deel of daar nou baie mense tot bekering kom of niemand nie. Want getrouheid, soos ons vroeër ook gesê het, lê nie in die resultaat nie, maar in die volgehoue doen in dit wat God van jou vra. 'n Voorbeeld van iemand wat getrou was aan hierdie roeping is 'n man met die naam van Frank Jenner, 'n eenvoudige Christen in Sydney, Australië, wat jare lank op 'n besige straat gestaan het en vreemdelinge storm geloop het met 'n eenvoudige vraag: as jy vanaand sou sterf, waar sal jy die ewigheid deurbring? Hy het dit vir 40 jaar lank gedoen, amper elke dag, met die doel om die vraag aan 10 mense 'n dag te vra, sonder om ooit een keer van iemand te hoor wat Christus aanvaar het deur hierdie vraag. Vir hom het dit gelyk of daar geen vrug was nie. Maar jare later, aan die einde van sy lewe, toe dit uitkom dat mense reg oor die wêreld tot geloof gekom het, deur daardie eenvoudige vraag wat hy gevra het, wat vir hom soos geen resultaat gelyk het nie, het God op sy eie tyd gebruik. En as ons die somme maak, dan het hy 'n saadjie geplant deur 'n eenvoudige vraag te vra in ongeveer 146.000 mense se lewens, waarvan baie tot bekering gekom het. Jy sit dalk hier en het opgehou om die evangelie te deel, omdat iemand jou verwerp het en nie wou luister nie. Maar getrouheid beteken dat jy aanhou, selfs wanneer daar geen reaksie is nie. Want sien, 'n getroue evangelis hou nie op wanneer dit moeilik raak nie. Steun daarom op die werking van die Heilige Gees. Vra vir uithou vermoë om aan te hou. Nie net wanneer jy vrug sien nie, maar ook wanneer jy niks vrug sien nie. En wanneer jy nie weet wat om te sê nie, vra die Here vir wysheid. Jy hoef nie alles te weet nie. Jy moet net bereid wees om te praat. God is die een wat harte oortuig. Maar getroue evangeliste is nie net getrou in oorvloed en in tekort nie. Hulle is ook getrou ten spyte van weerstand. Vers 19 wat ons saam gelees het, sê die woorde: maar daar het Jode van Antiochië en Ikonium aangekom, en hulle het, nadat hulle die skare omgepraat het, Paulus gestenig en hom buitekant die stad gesleep met die gedagte dat hy dood was. Hier bereik die teenstand teen Paulus en Barnabas se uiterste punt. Die Jode wat hulle teengestaan het, is nie tevrede om net plaaslik weerstand te bied nie. Hulle gaan doelbewus na ander stede om die skare teen Paulus en Barnabas op te sweep. Hierdie doelbewuste teenstand lei uiteindelik daartoe dat Paulus gestenig word en vir dood buitekant die stad se poorte gelos word. Dit wys die intensiteit van die weerstand wat hulle ervaar het. Om gestenig te word was gewoonlik en normaalweg 'n doodsvonnis gewees. Paulus het dus geweet dat hierdie roeping hom alles kan kos, selfs sy lewe. En tog het hy nie weggeskram van hierdie roeping af nie. Hierdie ervaring stem ooreen met wat hy later in 2 Korintiërs 4 vers 8 en 9 beskryf. As hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie teneergedruk nie. Ons is verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlate nie. Neergewerp, maar nie vernietig nie. Sy lewe was 'n getuienis van volharding te midde die druk. Wat nog meer opvallend is wat daarna gebeur, nadat hy buite die stad vir dood gelos is. Want sien in vers 20 staan Paulus weer op en hy loop nie weg van die stad af nie. Hy draai om en gaan weer terug in die stad in wat hom nou net gestenig het. En hy die volgende dag
eers weggegaan na die volgende dorpie toe. Dit wys dat sy gehoorsaamheid nie afhanklik was van sy veiligheid of sy gemak nie. Jy gaan dalk nie fisies vervolg word soos Paulus nie, maar jy gaan weerstand ervaar. Mense gaan jou bevraagteken, mense gaan jou uitlaag, of hulle gaan eenvoudig nie belangstel nie. En baie keer is net dit genoeg om ons stil te maak. Maar hierdie gedeelte wys dat getrouheid beteken dat jy nie jou gehoorsaamheid laat bepaal deur hoe mense reageer nie. Handelinge 5 vers 29 stel dit duidelik. Jy moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. Wanneer jy dus gekonfronteer word met kritiek of verwerping, dan moet jy nie terugtrek nie. Praat steeds die waarheid, maar doen dit in liefde. Wees bereid om ongemak te ervaar, want getrouheid het 'n prys. Dink eerlik, is daar mense met wie jy opgehou het om oor Christus te praat, bloot omdat dit moeilik geraak het? Is daar situasies waar jy eerder stil bly net om konflik te vermy? Paulus het geweet dat die evangelie meer werd is as sy eie gerief in veiligheid. Daarom was hy bereid om alles prys te gee. Hierdie selfde gesindheid word van jou gevra. Wanneer jy moeg raak, onthou dat God die een is wat jou krag gee. Hy herstel en versterk die wat op hom wag. Jy hoef nie uit jou eie krag uit te probeer aanhou nie, maar jy mag nie ophou nie. Maar dan sien ons ook dat getroue evangeliste getrou is in die versterking van gelowiges. Vers 21 en 22 wat ons saam gelees het, staan: En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het, het hulle teruggegaan na Lystra en Ikonium en Antiochië en die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Hierdie twee verse bied 'n kosbare blik op die hart van Paulus en Barnabas se bediening. Nadat hulle baie mense disippels gemaak het, lees ons dat hulle doelbewus teruggegaan het na die stede wat hulle reeds verwerp het en waar hulle reeds vervolg is. Plekke soos Lystra, Ikonium en Antiochië, net om die gelowiges daar te versterk. Dit wys dat hulle fokus nie net was om die evangelie te verkondig nie en dan aan te beweeg nie. Hulle was ook vasbeslote om die jong gelowiges op die pad van geloof te help volhard. Die teks sê dat hulle die siele van die disippels versterk het. Hierdie woord versterk wys op meer as net aanmoediging. Dis 'n diep geestelike versorging, 'n bemoediging wat vastigheid en standvastigheid bring. Hulle skep nie 'n valse gevoel van triomf nie. Hulle vermaan die disippels om in die geloof te bly. En hulle waarsku hulle dat daar verdrukking gaan wees. Nie soos baie van die kerke wat ons vandag hoor wat sê alles sal net goed gaan. Hulle het vir hierdie nuwe gelowiges gesê, ons moet deur baie verdrukkinge die koninkryk van God ingaan. Hier is geen oppervlakkige optimisme nie. Hulle gee nie 'n gerieflike beeld van die Christelike lewe nie, maar 'n eerlike een. Om Christus te volg beteken om deur moeilike tye te gaan, maar om tog te volhard. Hierdie optrede wys dat Paulus en Barnabas nie net evangeliste was nie, maar hulle was ook herders. Hulle was nie net besig om mense tot geloof te bring nie, maar ook om hulle te help om in die geloof te bly.
Hierdie eienskap van getroue evangelisasie is een wat ons maklik miskyk. Ons is dikwels so gefokus daarop om die evangelie te deel, wat natuurlik reg is, maar dan vergeet ons die tweede deel van Christus se groot opdrag, om disippels te maak. Evangelisasie sonder disippelskap is onvolledig. Ware getrouheid aan God se opdrag sluit beide in. Elke gelowige het 'n rol om te speel in die versterking van ander. Jy hoef nie 'n teoloog of 'n predikant te wees nie. Miskien het jy al iemand tot geloof gelei, of dalk is daar iemand in jou lewe wat nuut is op hierdie pad van geloof. Is jy besig om daardie persoon te ondersteun, vir hulle te bid, hulle aan te moedig? Of het jy dalk die evangelie met iemand gedeel, maar daarna het jy net hulle aan hulle eie lot oorgelaat? Getroue evangeliste sien hulle taak nie net as die plant van 'n saadjie nie, maar ook as die versorging van daardie saadjie. Soms beteken dit dat jy bloot net beskikbaar is. Ander kere beteken dit dat jy iemand help om dalk vrae te antwoord wat hulle mag hê, of hulle net te herinner dat hulle nie alleen is nie. Dit kan wees dat jy iemand help om Bybel te begin lees, of hulle te bemoedig waar hulle ontmoedig voel. In Hebreërs 10 vers 24 staan daar, laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hierdie aanmoediging is 'n opdrag aan die hele gemeente, nie net aan die kerkleiers nie. Ons almal moet op mekaar ag gee, mekaar versterk en mekaar help om in die geloof te volhard. Miskien het jy self iemand nodig om jou te versterk. Dalk voel jy moedeloos of alleen op hierdie geloofspad. Dan is hierdie punt ook vir jou. Want God gebruik dikwels ander gelowiges om jou op te bou. Moenie skaam wees om iemand nader te trek en te vra vir gebed of ondersteuning nie. In die liggaam van Christus is ons daar om mekaar te dra, te bou en te versterk. Bid dat God jou ook sal gebruik om 'n versterker te wees van ander wat nuut is in die geloof en van ander wat net dalk moedeloos op hierdie pad is. En vra hom ook om vir jou mense te gee wat jou kan versterk. 'n Getroue evangelis bou nie net uit nie, hy bou ook op. Moenie toelaat dat iemand wat pas tot geloof gekom het, verlore raak omdat hulle ontmoedig word in die Christendom nie. Stap saam met hulle. Wees 'n mentor, 'n vriendelike hand en 'n herinnering van God se liefde en waarheid. In daardie eenvoudige, volgehoue dade van versterking lê die diepte van ware evangelisasie. Maar dan sien ons ook laastens dat getroue evangeliste getrou is in die oes van God se werk. Vers 27 wat ons saam gelees het, sê die woorde, en toe hulle daar kom en die gemeente saamgeroep het, het hulle verslag gedoen van al die dinge wat God met hulle gedoen het, en dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het. Hierdie vers gee 'n uitsonderlike blik op Paulus en Barnabas se reis en hulle getrouheid om aan God die eer te gee vir die oes wat ingesamel is. Na al die werk, na al die teestand, na al die gevare wat hulle ervaar het, het hulle uiteindelik teruggekeer na die gemeente wat hulle uitgestuur het, om verslag te doen van God se oorwinning en God se genade. Hulle het nie net hulle eie pogings of hulle eie opofferinge beklemtoon nie, maar hulle het gefokus op wat God deur hulle gedoen het.
Die frase dat hy 'n deur van geloof vir die heidene geopen het, beklemtoon dat God die werklike arbeider is in die oesproses. Paulus en Barnabas was bloot werktuie in sy hand. Hierdie erkenning dat God die oes laat gebeur, sluit aan by Jesus se woorde in Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Hierdie houding van nederigheid en dankbaarheid herinner ons dat, hoewel ons geroep is om vir God te werk, die resultate van hierdie werk wat ons doen, totaal en al afhanklik is van God. Wanneer God deur jou werk, moenie vergeet om vir hom die eer te gee nie. Paulus en Barnabas het teruggegaan om die gemeente deel te maak van die vreugde oor hulle oes. Hulle het geweet dat die vrug wat ingesamel is, nie hulle eie vrug is nie hulle eie handewerk is nie, maar dat dit tot voordeel van die hele liggaam van Christus is. Psalm 115 vers 1 sê, nie aan ons nie, o Here, nie aan ons nie, maar aan u naam gee eer, om u goedertierenheid, om u trou ontwil. Deel getuienisse van wat God in jou lewe en bediening doen met ander gelowiges. Dit bou geloof en dit versterk die gemeente en dit maak 'n punt daarvan om elke klein oorwinning of sukses as 'n geleentheid te gebruik om God te verheerlik en hom te loof en dankie te sê. Hoewel die resultate aan God behoort, het Paulus en Barnabas nog steeds hulle deel gedoen deur hard te werk, die evangelie te verkondig en mense te dissiplineer. God kies om sy werk deur ons te doen en ons moet getrou wees aan daardie verantwoordelikheid. 1 Korintiërs 3 vers 6 en 7 stel dit so, ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak niks nie, maar God wat laat groei. So vra jouself vandag af, is jy aktief besig om die evangelie te deel met ander mense en mense te lei na Christus? Werk jy met ywer al weet jy dat jy nie dadelik resultate sien nie? En wees bereid om beide die plant en die oeswerk van die evangelie aan te pak, om mense te leer ken, te bid vir hulle en hulle te begelei in geloof. God het die deur vir die heidene oopgemaak, iets wat totaal en al buite Paulus en Barnabas se beheer was. Hulle werk het bygedra, maar dit is God wat die harte van die mense verander het. Hierdie waarheid leer ons dat die resultate van ons arbeid, dat ons die resultate van ons arbeid aan God moet oorlaat. Spreuke 3 vers 5 sê die woorde, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. So moenie ontmoedig word as jy nie dadelik resultate sien nie. Vertrou dat God op sy tyd en op sy manier die oes sal bring en laat die Heilige Gees jou lei in jou werk. Bid gereeld vir wysheid en vir krag en glo dat God sy doel deur jou sal bereik. As ons na Paulus en Barnabas se reis kyk, dan sien ons nie superhelde nie, maar getroue dienaars wat geweet het wie die ware werker is. Hulle was net instrumente in God se hand, maar tog was hulle gehoorsaam geweest. Die vraag is nou, is ek en jy bereid om dieselfde pad van gehoorsaamheid te stap? Kom ons vat saam.
Wanneer ons terugkyk oor hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, dan sien ons getroue evangelisasie is nie 'n maklike pad nie. Dis 'n pad van volgehoue gehoorsaamheid. Paulus en Barnabas was getrou in oorvloed en in tekort. Hulle het nie net aangehou toe mense geglo het nie, maar hulle het ook aangehou toe mense hulle verwerp het. Hulle was getrou ten spyte van weerstand. Selfs toe Paulus gestenig en buite die stad gelos is, het die werk van die evangelie nie stil gestaan nie. Hulle was getrou in die versterking van gelowiges. Hulle het nie net mense tot geloof sien kom en daarna verdwyn nie, maar hulle het teruggegaan om die disippels te versterk en te vermaan om in die geloof te bly. En uiteindelik was hulle getrou in die werk van God se oes. Toe daar vrug was, het hulle nie die eer vir hulle self geneem nie, maar hulle het getuig van wat God gedoen het. Getroue evangeliste dis nie mense wat net werk wanneer dit maklik is, wanneer mense luister of wanneer daar vrug is nie. Getroue evangeliste is mense wat bly staan in die roeping van God. Mense wat aanhou verkondig, aanhou volhard, aanhou versterk en aanhou om aan God die eer te gee, ten spyte van die omstandighede waarin hulle self bevind. Die evangelie is God se boodskap. Die krag is God se krag. Die oes is God se werk, maar die roeping tot getrouheid lê voor jou. Dit is met jou wat die Here vandag gepraat het deur hierdie gedeelte. Jy het gesien hoe getrouheid lyk, nie in gemaklike teorie nie, maar in die werklikheid van weerstand, teleurstelling, arbeid en volharding. Die vraag is nie net of Paulus en Barnabas getrou was nie, want ons kan sien dat hulle getrou was. Die vraag is of jy getrou is. Is jy nog getrou wanneer jy nie vrug sien nie? Is jy nog getrou wanneer die mense om jou ignoreer, jou verwerp of jou teenstaan? Is jy nog getrou om ander gelowiges te versterk? Of het jy maar net gewoond geraak daaraan om op jou eie geestelike lewe te fokus? En gee jy God die eer wanneer hy werk? Of neem jy stilweg maar net die eer vir jouself? Hierdie gedeelte laat jou toe om net bewonderd na Paulus en Petrus te kyk nie. Dit bring jou eie lewe voor die Here. Die opdrag van Christus staan steeds. Die wêreld het steeds die evangelie nodig. Mense rondom jou is steeds verlore sonder Christus. Jong gelowiges het steeds die versterking nodig. En God gebruik steeds gehoorsame mense as instrumente in sy hand. En daarom kan jy nie hierdie boodskap hoor en net onveranderd weggaan nie. Wil jy nie vandag die besluit maak om weer getrou te wees in die roeping wat Christus aan jou gegee het nie? Wil jy nie vandag erken voor die Here waar jy stil geword het of waar jy moed verloor het of waar jy dalk opgehou het om te praat nie? Waar jy dalk opgehou het om te bid en opgehou het om betrokke te wees nie? Wil jy nie vandag sê, Here, ek wil nie langer my gehoorsaamheid laat bepaal deur resultate of reaksies of weerstand nie. Ek wil getrou wees omdat U my geroep het. Begin weer. Begin by die een persoon wat die Here dalk reeds op jou hart gelê het vanaand. Bid vir hom. Praat met haar. Deel die evangelie eenvoudig en eerlik. Moenie wag dat jy alles weet nie. Moenie wag totdat dit maklik voel nie. Moenie wag totdat jy seker is hoe mense gaan reageer nie.
wees jy net getrou, want dit is God wat die werk in mense se harte doen. En wanneer daar vrug kom, gee aan God die eer. Wanneer daar geen vrug sigbaar is nie, hou aan. Wanneer daar weerstand kom, bly staan. Wanneer iemand tot geloof kom, stap saam. Want God soek nie net mense wat entoesiasties begin nie, hy roep mense wat getrou volhard. Amen. Kom ons doen 'n gebed saam. Ons groot en magtige Hemelse Vader, ons dank U vir die boodskap wat na ons toe gekom het. Ons dank U dat U ons geroep het tot diens. O Vader, dis nie net die persoon wat op kweekskool is, of net die persoon daar buite wat in die sendingveld sit wat U geroep het nie. Nee, U het die opdrag aan elke liewe een van U kinders gegee en ons dank U daarvoor. O Here, ons wil vra dat U vir ons die krag en die hulp sal die krag sal gee om te kan volhard. O Vader, die wysheid om te weet wat om te sê wanneer ons nie seker is nie. O Vader, en as ons net soos daardie Australiaanse sendeling net 'n vraag moet vra. Vader, as al wat dit vat is net om te vra, waar gaan jy die ewigheid deurbring? Wil ons vra dat U ons sal versterk om dit te kan doen. Vader, gee ons die moed om dit te doen. Vader, ek wil weer kom vra dat U met ons elkeen sal wees waar ons nou in ons verskillende rigtings gaan ingaan. Ek wil vra dat U ons sal beskerm deur die week waar dit 'n kort werksweek is. Ek vra dat U ons getrou sal hou. Vader, dat ons selfs daar waar ons is, daar by die werk, dalk daar waar ons by 'n robot staan, dalk net 'n traktaatjie vir iemand sal gee, of net vir iemand sal vra, hoorie, ek wil graag weet, waar gaan jy die ewigheid eendag deurbring? En Vader, om dan vir ons die geleentheid te gee om die evangelie met daardie persoon te deel. En Vader, ek wil dit nie vra omdat dit enigstens verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Om die diens mee af te sluit, wil ek vra dat ons sal staan en saam sing, Halleluja, lied 232, Neem my lewe, laat dit Heer, die eerste 3 verse. Daarna sal ek net vir ons bid om die seën van die Here. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.